Ja, goeiemôre gemeente. Baie welkom by volgende se erediens. Het lyk weer daar's uitgevang onder ons, maar die Here is hier so en dan maak dit die res seker nie so baie saak nie. Mag die Here gee dat jy vanoggend hier sal uitstap en sal weet hoekom hy nou nie gegeen het dat jy vanoggend laat kon slaap nie, dat hy jou hier wou gehad het. Mag die Here my gebruik om die boodskap by jou tuis te bring. Ek wil vinnig na die kerktyd kyk voordat ons ernstig by die Bybel betrokke raak. Kom ons begin by die verjaarsdag. Baie geluk aan almal van julle wat hierdie week verjaar. Ons hoop dit is 'n spesiale jaar. Daar's spesiale verjaarsdag ook. Annemie Botha sou kon 'n suigstokkie kry. Ek dink sy hou verjaarsdag iewers. En dan Simonay Knoetse ook. Ek sien haar ook nie, maar goed, hulle val nou daar waar ou daarom op 'n ander manier bederf word ook. Dan het ek ook by die op die gebedslys het ons dan die Treina Greiling, dan die Betsbason en dan broers en susters het George besluit hy wil nie vandag werk nie, maar hy het dit nou heeltemal oordoen en hy het in 'n hospitaal geland daarvoor. So ons dink aan George wat in die hospitaal is en ons bid vir spoedige herstel. En dan het Tene Stein se seun was in 'n ongeluk betrokke gewees. Ons bid ook dat die Here daar sal gee dat hy vinnig en volkome sal herstel. En dan herinner ek julle aan die 18de, die Sondag aan die 18de begin die week van gebed by Rensburg. Dis hulle beurt om dit aan te bied. Kom ons onthou om dit so op ons almanakke aan te teken. Dit lyk vir my of ek min of meer alles gesê het wat ek gemoes het, so kom ons sit net so en dan word ons stil. Van die begin af was hy daar. Hy was die woord, die lewe. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die gemeenskap waarin ons as gelowiges deel het, is die met die Vader en die Seun en die Heilige Gees, deur die werking van, met sy Seun Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Daarom, genade en vrede vir julle van die drie enige God. Mag jy dit so beleef. Ons lofsang is dan lied 175 Majesteit. Ons gaan dit van die bord af sing, omdat daar nie 'n orgel in die ICU is waar George vir ons kan speel nie, so kom ons sing maar van die bord af.
Broers en susters, ek wil volgende vir julle lees uit Filippense 3, ons gaan daarvan vers 1 tot 21 lees, maar voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons sit net so en dan bid ons eers saam. Hemels Vader, as ons volgende voor U kom staan of kom sit, dan is dit as U kinders. Dan is dit as mense wat deur U nader geroep is, omdat ons uitgekies is vir 'n nuwe lewe. En baie keer is dit vir ons moeilik. Baie keer is hierdie nuwe lewe 'n moeilike saak, omdat ons so vashou aan dit wat agter ons lê, aan dit wat verby is, aan dit wat van self kom in ons lewe. En daarom is ons gebed dat U vanoggend, as ons dan U uitverkorenes is, dat U ons sal kom leer hoe om so te lewe. En Here, wanneer ons dit gelees het, wil ons vra dat U vir ons die krag gee om nie net te weet nie, maar ook te gaan doen. Ons wil ingeprop wees by die kragbron van die lewe, en dit is U. Kom gee dat ons vanoggend ingeprop sal word, sodat ons kan leer en sodat ons kan lewe tot U eer. Amen. Ek lees dan vir ons Filippense 3 van vers 1 af, ek lees uit die boodskap uit. Dis 'n paar keer wat daar opskrifte in hierdie gedeelte is. Die eerste opskrif is God se Gees verander ons harte. Liewe broers en susters, voor ek klaar is daar nog iets belangriks wat ek vir julle wil sê. Moenie dat enigiets julle onderkry nie. Wees altyd oortuigend en opgeruimd. Julle is mos Christene wat die Here ken. Dit pla my nie om dieselfde dinge weer 'n keer aan julle te skryf nie. Dit kan mos nie kwaad doen nie. Maar so sal julle net sekerder van julle saak word. Wees baie versigtig vir daardie skelms wat maak asof hulle vir Jesus werk, maar eintlik net die teenoorgestelde doen. Kyk hoe sleg tree hulle op. Dit wys mos vir julle wat hulle ware gedaante is. Oppas, alwaarin daardie mense belangstel is om julle te dwing om Joodse gebruike na te kom, soos om julle te laat besny. Moenie julle daaraan steur nie. Ons, die Christene, weet mos wat regtig saak maak. Dit hang nie af van wat mense aan jou doen nie, maar wat God aan jou doen. God self en nie mense nie, het sy hand op ons gelê. Dit is nie sommer net iets fisieks wat met ons gebeur, soos met die Joodse gebruike nie, maar God se Gees verander ons hart. Wanneer ons met God praat en hom dien, weet ons dat dit sy Gees is wat ons help. Moenie my misverstaan nie. Ek sê nie dit is ons wat so goed is nie. Nee, ek sê dit omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het. Dan gaan Paulus verder en sê, in lyn hiermee is die opskrif, ek was eintlik 'n goeie Jood, sê Paulus. As dit wat God aan jou doen iets is wat regtig saak maak, staan ek nie 'n duim vir die ander terug nie. Op menslike vlak kan ek 'n lang lys dinge opstel wat julle baie sal beïndruk. Luister net, ek is deur en deur 'n Israeliet. Soos van elke goeie gelowige Israeliet verwag word, is ek op die 8ste dag besny. Dan is ek ook nog deel van die roem van die Israeliete. Ek is 'n Benjaminiet. Ek is vlot in die Hebreëus wat in die godsdienstige byeenkomste van die Jode gebruik word, en nie elkeen kan dit sê nie. Ek was ook 'n lid van die party van die Fariseërs, 'n groep wat die Joodse wet stiptelik nakom. In daardie tyd was ek so ernstig oor my Joodse godsdienst dat ek al wat Christen was ywerig vervolg het. Ja nee, volgens die Joodse wet het ek nie 'n voet verkeerd gesit nie. En dan sal volgende opskrif, Christus is vir my die belangrikste van alles en almal. Al die dinge was eers vir my ook baie belangrik, maar Christus het my oë laat oopgaan. Dit het glad geen waarde meer vir my nie. Ek het besef hoe dit 'n mens se aandag kan aftrek van wat regtig belangrik is, en dit is dat ek Christus Jesus as my Here leer ken het. Dit het my laat besef dat al hierdie ander dinge eintlik niks in vergelyking daarmee is nie. Vandat my pad Jesus in gekruis het die hele manier waarop ek na dinge kyk verander. Al daardie dinge wat eers vir my so belangrik was, is nou vir my minder as niks werd, want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as alle ander dinge tesame. Daarom het ek alles gelos vir hom. Wanneer God na my kyk, moet hy sien dat ek 'n intieme verhouding met Jesus staan. Jesus het ons my saak met God reggemaak. Dit was nie omdat ek so mooi na die wet geluister het nie, maar omdat ek Jesus vertrou.
Vrede en goeie verhoudings tussen God en mens word ervaar deur almal wat in Jesus glo. God sorg daarvoor. Een ding wil ek nou regtig graag hê, en dit is om Jesus te ken. Daardie krag wat Jesus lewend uit die graf laat uitstap het, wil ek ook hê. Ek wil nie weghardloop vir lyding soos Jesus nie, al beteken dit ook dat ek soos hy moet sterf. Ek weet tog dat ek soos hy enig lewendig uit die kloue van die dood sal stap. Volgende opskrif, Jesus gryp jou vas. Ek wil nie voorgee dat ek geestelik al alles het of al geestelik by die wenpaal verby is nie. Ek span nou eers alles in my in om daardie doel te bereik. Juis omdat Jesus sy hand na my uitgesteek en my vasgegryp het. Broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie, alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom steur ek my nie meer aan my verlede en al die dinge wat toe skeef geloop het nie. Soos 'n atleet wat sy oë net op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys aan die einde kry. God self sal die prys uitdeel en my dan na hom toe roep, omdat ek aan Jesus behoort. So behoort volwasse Christene oor dinge te dink. As party van julle op sekere punte van my verskil, laat God vir julle wys wat julle regtig moet dink. Hoe ook al, laat ons nie nou die verkeerde pad vat nie. Laat ons op die regte pad bly. En dan die laaste opskrif hier, wat God wil, kan hy doen. My broers en susters, doen wat ek gedoen het. Wees my navolgers. Terwyl ek nie daar is nie, moet julle die mense se voorbeeld volg wat die wedloop net soos ek hardloop. Dit is belangrik dat julle die regte mense volg. Ek het dit al baie vir julle gesê en dit maak my eintlik seer om dit weer te moet sê. Daar is baie mense wat niks van Jesus hou en van wat hy alles vir ons gedoen het nie. Mense wat agter daardie klomp aanloop, gaan saam met hulle die afgrond afstort, waar hulle vir ewig van God af weg sal wees. Hulle stel mos meer belang daarin om hulle self en hulle eie begeertes te dien as vir God. Hulle spog oor dinge waaroor 'n mens jou eintlik bloedrooi behoort te skaam. Aan God dink hulle nie eers nie, want al wat vir hulle waarde het is aardse dinge. Hoe anders is ons nie? Wat vir ons saak maak is die hemelse dinge. Daar lê ons ware vaderland. Uit daardie vaderland sal ons redder kom. Uit die hemel verwag ons Here Jesus Christus. Hy gaan ons swak menslike liggaam verander. Hy gaan ons liggaam nuut maak soos sy liggaam is na sy opstanding, verhewe en heerlik. Hy sal dit doen omdat hy baie sterk is, want sy krag oortref alle ander krag. Wat hy wil, dit kan hy doen. Ek lees tot sover. Miskien moet ons nou liewer huis toe gaan. Ek dink deur doodgewoon te luister wat hier staan, is daar 'n maagdom goed. Waarskynlik so 3 dae of 3 keer se preke as ek so vinnig dink. Paulus skryf vir ons, hy sê ons moet versigtig in hierdie wêreld. En dan verduidelik hy onder andere van mense wat die Here se naam misbruik. Petrus het later in die Bybel erg geskryf oor dwaalleraars, oor hoe maklik mense God misbruik. En, maar ek doen dit vir die Here, en dan doen ek dit net vir myself. En dan waarsku Paulus, hy sê, oppas daarvoor, hy sê, dit is 'n ding wat die duiwel gebruik. Hy gaan verder deur te verduidelik van hierdie gebruike wat die mense aanhang, en dan sê hy, dit gaan nie oor gebruike nie, dit gaan net oor God. En as God gesê het, het God gesê, en dan is dit die storie. Hy gaan nog verder, en hy vertel hoe goeie mense lyk, en hoe maklik ons ook sê, hy is dan 'n goeie mens. Volgens die woord van God, is jy goed, as jy God gehoorsaam, as jy doen wat God vir jou sê. Al die ander goeie dinge is, ek bedoel, jy kry daar ouens wat, ek het op 'n stadium my ou leer ken, wat gespog het, dat hy kan 10 minute aan mekaar vloek sonder om 'n woord te herhaal. Hy is 'n goeie vloeker. Maar vloek bly verkeerd. So, dan sê hy 'n goeie verkeerde ou, seker, ek weet nie, min of meer iets in daai lyn. En so het Paulus, hy skryf vir ons van hierdie lewe, en dan vertel hy vir ons redding lê in die feit dat Jesus ons vasgegryp het, maar dan moet Jesus my alles wees. En broers en susters, as jy nou oor die oorspronklike Grieks gaan kyk, beteken hierdie woord wat hy gebruik vir alles, beteken alles. Niks is uitgesluit nie. Christus moet jou alles wees. Dis wanneer hy jou gryp. Dis wanneer hy vir jou sorg. Dis wanneer hy besluit.
maar as Christus nie jou alles is nie, dan is daar iets anders wat jou lewe beïnvloed, jou lewe beheer. En dan is dit seker maar die belangrike ding in jou lewe, dan is dit seker maar jou God. Al sê jy ook wat, ons lees mos hier, dat daar mense is wat sê, ek doen dit vir die Here, en dan is dit nie waar nie. Doodgewoon nie, want daar is ander goed wat belangriker is as om aan God gehoorsaam te wees. En dan sê hy, en dit klink vir julle moeilik, maar ek verseker julle, wat God wil, dit kan hy doen, want hy is God. En eintlik is dit al wat ons hoef te verstaan vir vandag. Ek wil julle 'n storie vertel van 'n pa wat sy seun en sy seun se vriend uitvat op die see met 'n seilboot, en op 'n stadium toe land hulle in 'n storm en dit gaan maar redelik woes en amper soos oujaarsdag aand se storm, en op 'n stadium toe is die storm te veel vir die seilbootjie en hy slaan om. Nou as jy nou al gesien het hoe lyk dit, dis nogal 'n aardigheid as so 'n seilboot omslaan en hy suspensie in die lug op die water dryf. Maar die punt is, die pa besef toe hy gaan hierdie twee seuns moet probeer red, en daar is net een reddingsgordel, en hy moet besluit, gooi ek hom vir my seun of gooi ek hom vir sy vriend. In die storie word verduidelik dat die pa geweet het sy seun is gered, en dat hy nie seker was of die maat gered is nie. Ek dink dis 'n latere byvoeging by die storie. Ek dink geen pa wat in hierdie water is en hy besig om te voel hy wil verdrink, en hier sy seun en hierdie ander jong man in die water, en hulle lyk ook of hulle wil verdrink, wonder of hulle sonnaarskool toe gegaan het nie. Ek dink 'n pa dink seker dan aan 'n klomp ander goed. Die uiteinde van die storie was dat die pa die reddingsgordel moes gooi vir een van die twee, en dat hy toe vir sy seun skreeu, seun, ek het jou baie lief, en die reddingsgordel vir die vriend gooi. En net daarna die seun onder die water verdwyn, en hulle sê, sy liggaam is nooit gekry nie. Moeilike storie, moeilike besluit, aaklige uitkoms, kon hulle nie 'n beter een uitgedink het nie. Broers en susters, dis nie 'n verhaal van die seun nie, dis 'n verhaal van die lewe, want dis wat God gedoen het. God se seun gaan gekruisig word as die straf vir sonde. En God moet besluit of hy sy seun van die kruis afhaal en ons laat sterf vir ons sondes. En of hy sy seun laat sterf sodat ons gered kan word. En ek dink ons weet mos wat het God besluit. En daarom moet Jesus jou alles wees. Daar is soveel ander goed wat vir ons belangriker is. Daar is soveel ander dinge. Ek onthou, toe ek as 'n jong student, dalk 'n ouer student, want dit was nie my eerste paar jaar op universiteit nie, dalk 'n ou student, maar as 'n jong man dan, my prakties gedoen het, die predikant wat vir my verslag moes geskryf het, daar 'n groot klomp goed geskryf oor iets waarvoor ek baie lief is in die lewe, en het niks met teologie uit te waai gehad nie. En hoe elkeen wat in alle jare daarna hierdie ding lees, sê, hoor hierso, wat soek hierdie ouens, 'n rugbyafrigter of 'n predikant, want dit vir hulle gelyk asof hierdie ou meer onder die indruk was van wat ek op die rugbyveld aangevang het, as wat ek ook in die kerk aangevang het. Wat is die goed wat vir jou so belangrik is, dat ons jou sien, dink ons almal, wow, hierdie ou is meneer wat ook al, of sê ons, hierdie ou is 'n Christen. Want jy sien, dit sê iets van hoe ons lewe, nee. En dan skryf Paulus, wees versigtig met wat ouens sê. Kyk hoe hulle lewe. Ag, dit bly vir my 'n vreeslike interessante, lagwekkende tydverdryf om mense se statusse op WhatsApp en Facebook en waar ook al is te kyk. En ek het nydig 'n ou, hy's in die gemeente, so ek hoop nie jy dit ook raak gelees het, want dan gee ek nou sy naam hier so weg. Het letterlik 2 posts na mekaar, het hy hier die gruwelikste vloekwoorde in. En ek gaan kyk toe of hy iewers 'n korporaal was in sy lewe, hy was toe nie, so dis sommer net 'n vuil bek wat hy het. En die volgende vertel hy van hoe goed is die Here, en die Here sal sy vyande straf. En ek dink, waar? In die lewe. En dan lees ek Paulus sê, hey, dit gaan gebeur, nee? Moenie kyk na wat hulle sê nie, kyk na wat hulle doen. Dan sal jy sien, dan sal jy weet.
God het sy seun gegee, sodat ek en jy gered kan wees. Dit was 'n opwindende tyd wat verby is. Die families was by mekaar, ons het saam geëet en ons het saam gekuier en ons het persente gekry, party meer as ander en groter en grander en al die nommers. En nou skielik is ons huise leeg en die kinders is weg en ons verlang eintlik sommer al klaar en nou is dit 2026. En wat nou? Ek dink nie ek's verkeerd as ek sê by die meeste van ons is daar so 'n gespanne afwagting oor hierdie 2026 nie. Dalk so 'n bietjie van 'n benoudheid om 2025 te gelos het. Hy was goor geweest, maar ons het ten minste geweet om hom te hanteer. Ons is deur hom. En nou? Wat nou vorentoe? Om een of ander rede wil ons altyd vashou aan wat bekend is. Ons het ten minste geweet hoe om 2025 te hanteer. Maar ons is nie doodseker oor vandag en môre en oormôre nie. Ons is 'n bietjie versigtig vir die onbekende. En dan kom die woord van die Here en Paulus gebruik weer eens die beeld van die atleet soos in baie van sy briewe. En dan sê hy, ons moet ons losmaak van wat agter ons is. Dit beteken nie om dit te vergeet nie. Dit beteken om nie daaraan vas te hou nie. Dit beteken, die lesse van gister is net lesse. Dis nie 'n life sentence nie. Dis nie 'n veroordeling vir die res van jou lewe nie. Leer die les. Maar hy sê ons moet 'n bietjie aangaan. Hy sê, hy kyk na atlete en dan is hy nogal redelik beïndruk oor hierdie ouens se toewyding. Oor die passie waarmee hulle hardloop. Hy sê, ons moet dit ook doen met die oog op alles wat vir ons voorlê en dan ook met 2026. Hy sê, maak jou los van dit wat agter is en strek jou uit na wat voor is. Werk daaraan, hou jou oog op die wenpaal. Raak ontslaaf van alles wat jou hinder in hierdie wedloop. Die Bybel gaan so ver om te sê, as jou hand jou plak, kap die ding af, maar moenie dat hy jou terughou nie. Ek bevrees, dan gaan ons redelik kapperig raak as alles wat alles wat pla ons moet afkap. Ons gaan 'n groot hoop afgekapte goed hê. Hy sê, gooi die laste van julle af. Raak vry. Jy sien, broers en susters, ons kan nie net sê, kom ons vat 2026 nie, ons moet ook sê, kom ons strek die lyn onder 2025. Op 'n manier moet ons losmaak van dit wat verby is, ons dit afsluit. Die boek moet toegemaak word vir 25, sodat 26 sin kan oopgaan. In Lukas 9 vers 62 staan daar, toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Nie ek nie, die woord van God sê, as jy dan aan mekaar wil terugkyk oor die goeie ou dae. Ouens, vandag is die goeie ou dae van oor 10 jaar, trust my. Of nie, maar dis hoe dit is. Moenie vasgevang word deur dit wat verby is nie. Moenie dat die foute jou terughou nie. Moet ook nie dat die prestasies jou windie maak nie. Kom ons leer die lesse wat ons daaruit moet leer, maar kom ons gaan vorentoe. Hoekom? As 'n ou menie van Baans wat gesê het, die volgende, en ek lees dit, 'n Christen sal geestelik vinniger vorder deur vorentoe te kyk in plaas van agtertoe. Want as ons vorentoe kyk, sien ons alles wat ons opwek en aantrek, die kroon van oorwinning, die vreugde van die hemel, die skare gelowiges wat vir ons wag, en die Here Jesus wat vir ons staan en wag by die eindpunt. As ons terugkyk, sien ons alles wat ons mismoedig kan maak, ons eie ontrouheid en ongeloof, ons koudheid, ons sien die moeilike pad tot hier en almal wat langs die pad uitgesak het, en daarom sal ons baie vinniger vorder deur vorentoe te kyk. Of die ou storie van daar's 'n rede hoekom in 'n kar die windskerm so lekker groot is en die triespieltjie net so klein is. Ons moet kyk na wat daar voor lê, ons moet vorentoe gaan. En dit wat agter ons is, gaan ons terughou. Jy sien, as ons aanhou omkyk, as ons aanhou terugleef in die verlede, dan gaan ons vashak. Dan gaan ons vashak in die vorige jaar. Hoekom gebeur dit met ons? Ek dink daar's 4 redes wat ek nou uitgedink het. Die sonde wat ons gedoen het, met ander hierdie skuldgevoelens oor 2025 en alles wat verkeerd gegaan het,
En die feit dat ons onsself nie kan vergewe nie. Wat doen mense as hulle besef hulle droog gemaak? Wat is die heel eerste ding wat hulle doen? Hulle beskuldig iemand anders daarvan. Gaan toets dit. Ja, maar, onthou, julle het daarom dit en dit en. Gaan kyk maar, wanneer ek myself nie kan vergewe nie, wil ek almal van julle laat sleg lyk, want dan voel ek 'n klein bietjie beter. En dit hou mens terug. Iewers moet ons by 'n punt kom om te sê, Here, ek het droog gemaak. Big time. Ek is so jammer. Want dan kan ons vorentoe gaan. Ons het dalk dinge gedoen dat ander mense baie seer gemaak het. Iets wat ons weet wat teen die wil van God is, want ons weet dan het dit God ook baie seer gemaak. In 1 Johannes 1 vers 8 staan daar, ja nee, jy moet my nie verkeerd verstaan nie, as ons wil voorgee dat ons nooit sonde doen nie, slaan ons die bal heeltemal mis. Wie dit sê, praat nie die waarheid nie. So ja, ons het foute gemaak. Party se foute was nogal sleg, want dit het veral ander kinders van die Here verniel. Ander se foute was dalk lekker skelm en niemand weet daarvan nie. Maar ons het almal foute gemaak. My broer en my suster, kom ons gaan sit hierdie foute by God se voete neer. Kom ons gaan aan. Ons sal moet. Dit kan nie anders nie. Of ons kan daaraan vashou en toelaat dat hierdie bagasie van 2025 ons verhinder om 2026 te kan lewe tot God se eer. Vergeet die lekker en al die ander dinge. Die grootste fout wat ons kan maak is om ons sondes van 2025 saam met ons te neem na 2026 toe. Want dit gaan ons terughou. Ons kan nie die nuwe jaar ingaan met die ou jaar se bagasie nie. Paulus het kwai foute gemaak, né? Hy het mense vervolg, hulle gemartel, doodgemaak. En toe ontmoet hy die Here op die pad na Damaskus toe. En toe gebeur iets wonderliks. Hy maak klaar met die dinge wat agter is. Hy maak klaar met laas jaar se foute, hy maak die boek toe. Hy sluit die hoofstuk af, en dan gaan hy Jerusalem toe as 'n nuwe mens. En die mense het na hom gekyk en gesê, ons vertrou jou nie. En Paulus het dit gaan reg leef. Hy het met God reg gemaak, en hy het met die mensdom gaan reg maak. Hy het dit gaan reg leef. Dawid het dieselfde gedoen, né? Hy kon seker die res van sy lewe homself blameer vir wat tussen hom en Batseba gebeur het, want dit was verkeerd. Wie twyfel nou daaroor? Of hy kon dit vir die Here gee. Hy kon die hoofstuk afsluit. In Psalm 51 het Dawid daar die boek toegemaak. En God saam met hom. Gaan lees dit maar. Jy sien, as ons al hierdie seer en verwyte saamvat, dan gaan dit ons moeg maak, dan gaan dit ons laat uitsak. Gee dit vir die Here. Dit beteken nie, dit is niks nie. Dit beteken, dit is so erg, dat net die Here dit kan regmaak. Maar gee dit vir hom. Aanvaar sy vergifnis en sy vryspraak. Laat ons as nuwe mense die nuwe jaar begin. Die tweede ding wat ons terughou is mislukkings. As 2025 vir jou 'n jaar van mislukkings was, 'n mislukte besigheid of werksverhoudings, 'n huwelik wat dalk geknak het, seer gekry het omdat ons droog gemaak het, groot foute wat jy gemaak het by jou werk, die vertroue wat jy in mense, wat mense in jou gestel het, verloor, of jy as jy jou kinders teleerstel het, of jou man of jou vrou, of dalk doodgewoon nie jou ideale bereik het nie. As jy voel, maar ek het misluk. Ons het almal op 'n manier, party erg, party nie so erg nie. Daar's dinge wat ons wou doen waarby ons nie uitgekom het nie, drome wat nie waar geword het nie, nuwejaarsvoorneme of ander voorneme wat net nooit gerealiseer het nie. Gee dit vir die Here. Maak jou los van wat agter is. Jy moet my mooi hoor, ek sê nie, die wêreld skuld dit vir jou om jou te vergewe nie. Ek sê nie God skuld dit vir jou om jou te vergewe nie. Ek sê jy skuld dit vir God en vir die wêreld om te sê ek is jammer en dit dan reg te gaan leef. Daai ding van ek het mos gesê sorry, dis nonsens. Om te sê sorry en niks verander nie, beteken doodgewoon geselskap maak. As jy vir die Here jammer sê en jy hou aan om dit te doen, sê die woord van God, dan was jy nie ernstig daaroor nie. Ons gemaak het reg.
Petrus het gruwelooslik misluk, nee, onthou julle, soms so 3 keer in 'n ry. Hy het sy rug op Jesus gedraai, hy het voor die hele wêreld wat daar gestaan en kyk het hy gesê, ek ken hom nie. Almal het geweet wat het hy gedoen. Weet julle hoe moeilik moes dit vir Petrus gewees om daarna as apostel op te tree? Maar hy het met die Here reg gemaak, en hy het dit toe reg gaan leef. En jy moet weet, jy moet gaan reg leef, het jy dalk 'n paar foutjies wat ouens jou oor lekker gaan vinger wys en gaan straps gee. Dis maar hoe dit is. Maar is die moeite werd. Want dan doen ons dit vir die Here. Hy kon seker op 'n hoopie gaan sit het, ou Petrus, hy kon seker as disipel en apostel bedank het en gesê, niemand gaan my meer glo nie. Maar hy het nie, nee. Hy het sy mislukking vir die Here gegee. Daai selfde aand, na Jesus verraai het, verloon het hy gesê, Here, ek is so jammer. Het hy stikkend geraak daaroor. En toe kon hy voluit vir die Here lewe. Twyfel jy of Petrus op die ou einde 'n sukses was? Lees die Bybel. God twyfel nie daaroor nie. Moenie in die nuwe jaar ingaan met die ou jaar se mislukkings nie. Dit sal jou kelder, gee dit vir die Here. Die derde ding wat ons nogal kan terughou is hartseer. Baie keer hou hartseer ons terug in die verlede, veral as ons 'n geliefde verloor het. Jy weet hoe voel dit van 'n eerste Kersfees, eerste verjaarsdag. Dit is aaklig. Dit is baie sleg. Israel het dieselfde ervaar. Hulle het vir jare 'n pad saam met Moses geloop. Hy lei hulle uit Egipte, deur die Rooi See, daar deur die woestyn. As hulle met God wil praat, dan praat Moses namens hulle. As hulle dors was, dan gil hulle en Moses gee hulle 'n dummy of water. En hulle kan nie wag om saam met Moses die beloofde land in te gaan nie, want Moses sal sorg dat dit regloop. Dis nie waar nie, God het gesorg. Maar goed. En toe is Moses dood. En die volk sê, nou wil ons nie meer hier in die nuwe land, ons is nou nie meer seker nie. Want Here, wie gaan vir ons water gee? Wie gaan die rots of mee praat of met 'n kierie slaan, afhangende van wat God sê? Here, wie gaan met u praat as dit donderwolke en weerligstrale en ons is bang om u stem te hoor? Here, ons sien nie kans hiervoor nie. En dan kom die Here en dan praat hy met hulle. Hulle sê nie, ons bly eerder hier waar ou Moses dood is, ons voel daar 'n bietjie nader aan hom. En dan praat die Here met hulle in Josua 1 vers 2. Daar staan, Josua was vroeër ook Moses se assistent. Die Here het vir hom gesê, nou dat my dienaar Moses dood is, moet jy Israel deur die Jordaan na die land toe lei, wat ek self aan hulle gaan gee. Onthou vir Moses, maar moenie aan Moses vashou nie. Hou vas aan God. Gister is verby, maar ons moet voortgaan. Gaan neem die land in, geniet die land, moenie by gister vashak nie, want God het vandag vir jou gegee. Leef vandag. Dis God se plan. Geniet vandag. Dis wat God wil hê. Droom jou drome, dis wonderlik, maar moenie so droom dat jy vergeet om vandag te lewe nie. Leer jou lesse, dis goed, maar moenie so leer dat jy nie by gister verby kan kom nie. Die vierde ding wat ek dink wat ons nogal kan terughou is die sekuriteit. Ons wil net so bietjie meer seker wees. En sekuriteit in ons wêreld is gewoonlik 'n groot badge op 'n kar of 'n bakkie se deur met ligte bo-op van woes verskillende kleure deesdae in elk geval. In die ou dae het net 'n kersboom so baie ligte gehad, maar deesdae is dit anders. Gewoonlik dis mense, en in ons wêreld is dit hierdie ou wat gewys het, as die pop op die fan stryk, is hy die beste met pitte optel. Maar broers en susters, het God nie nog meer bewys as enige ander mens nie? Is God nie meer sekuriteit nie? Ja, maar dan moet Jesus jou alles wees. En dis nie so maklik nie, nee. Ons wil vashou aan wat bekend is. As een of ander slim Brit het op 'n stadium gesê, worry is the dark room in which negatives are developed. As jy nou nie weet van foto's maak nie, sal dit 'n moeilike een wees. Bekommernis is die donker kamer waarin mens negatiewe ontwikkel, nie foto's nie. Natuurlik het ons bekommernisse. Natuurlik lyk alles nie heeltemal soos ons dit sou wou gehad het nie. Maar moenie in die donker kamer gaan sit en negatiewe ontwikkel nie. Hou vas aan Jesus Christus.
Maak los van wat agter is en strek jou uit na wat voor is. Want dis waarvoor Jesus gekom het. Om dit wat agter lê tot niet te maak. Te betaal, die skuld te betaal, dit skoon te maak, sodat ek en jy nou kan aangaan. Wat lê voor? Die onbekende, dit wat vir ons so bang is. En daarom staan ons verandering teen. Daarom wil ons nie dinge moet anders wees nie, want ons is bang daarvoor. Die probleem is, 'n nuwe jaar is altyd onbekend. Hoe weet ons waar gaan ons wees so 'n jaar van nou af nie? Wie van julle gaan volgende jaar hierdie tyd nog lewe? Steek op die hand, laat ek nou sien of jy weet. Daar's ouens wat geweet het ons gaan nie, want die wêreld het alweer geëindig die jaar en hulle was toe verkeerd. Dis toe nie waar gewees nie. So wie weet? Ons het ophou maak vir ons weet, wat ons wel weet is God is in môre, maar God is in vandag. Kom ons hou aan hom vas. Hoe gaan die wêreld lyk oor 'n jaar? Want iemand ons aanval oor ons kroeks in ons land het? Kan iemand ons help oor ons goeie ouens daarom ook in ons land het? Gaan hulle alles vat wat ons het? Of gaan hulle vir ons alles teruggee wat ons gehad het? Of nie? Jy sien, broers en susters, hierdie vraag het nie antwoorde nie. As jy weet, sê asseblief, almal wil weet. Maar as jy nie weet nie, besef dan dat jy nie weet nie. Jy sien, 2026 is 'n bietjie onbekend. Ons weet van so 4 dae van hom. Vir die res is niet. En dit maak ons bang. Maar daarom sê Spreuke in Spreuke 27 vers 1, moenie roem oor wat jy môre verwag nie. Jy weet nie eers wat vandag sal oplewer nie. Dis waar. Ons weet nie wat die dag gaan oplewer nie. So kom ons lewe nou, tot eer van die Here. En tog en juis in hierdie tye wat so moeilik is en onbekend is, dis die tye waarin ons leer om te glo. Gaan lees weer Hebreërs 11 en kyk wat beteken dit om te glo. Geloof is om 'n onbekende jaar in te gaan en te glo God sal voorsien. Ek weet nie hoe nie. Here, ek het 'n paar planne probeer maak, het alles in my gesig ontplof. En daarom gaan ek nie op my en die planmakers vertrou nie, Here, ek gaan op U vertrou. Geloof is om te glo dat dit sal goed gaan. Geloof is om te glo God sal sorg. Geloof is om vas te hou aan die dinge wat jy nog glad nie kan sien nie. Maar dis wat geloof is. Die tweede ding, die eerste ding van hoe lyk die toekoms is dat hy onbekend is. Die tweede een is dat Jesus se koms lê in die toekoms, sê God. Sefanja het in 1 vers 14 so ver gaan om sê, die groot dag van die Here is naby, baie naby, dit kom gou. Ons kan seker vir Sefanja sê, gou is al verby. Maar vir almal wat dit in sy tyd gehoor het, het dit gekom. Vir ons nou nog nie, maar is op pad, verseker. Verstaan nie wat die woord van die Here volgend vir jou probeer sê? Gister en agter is goed, dank die Here daarvoor. En as dit sleg was, dank die Here dat jy daardeur is. Maar broers en susters, dit hoort agter jou. Kom ons tel die tools op in ons werk vir vandag. Dis wat die woord van die Here vir ons probeer sê. Ek lees 'n brief van 'n dogtertjie, haar oupa is baie siek. En dan gaan hierdie dogtertjie en dan skryf sy 'n briefie vir Jesus om hom voor te berei om haar oupa te kan ontvang. Die briefie is rarig geskryf hoor. Sy skryf: Liewe Jesus, ek hoop nie ek is te laat met my briefie nie, want oupa is baie siek. Nou wil ek vir liewe Jesus gou vertel waarvan oupa hou en nie hou nie, sodat as hy in die hemel aankom, alles reg sal wees. Liewe Jesus, sê vir my ouma wat al reeds in die hemel is, sy moet afval en doekpudding reghou, want oupa sal baie honger wees as hy daar kom.
Jy weet self hoe ver is die hemel van die aarde af, en as oupa lank gery het, is hy altyd baie honger. Sorg asseblief dat daar baie boeke is, want oupa het so graag gelees toe hy nog gesond was. Onthou asseblief dat oupa niks van katte hou nie, hulle hare laat sy bors toetrek. Hy is mal oor honde, so dit sal goed wees as liewe Jesus vrou Brackenjan wat laas jaar dood is, daar kan hê om oupa in te wag. O ja, liewe Jesus, oupa snyf mos. Onthou asseblief dat hy net Singleton snyf. Dit help nie om die ander snyf te koop nie. Oupa sê dis sommer gemors. Dan 'n laaste gunsie as ek mag vra. My oupa het nooit van blinkgoeders gehou nie. Nou lees ek in die Bybel dat die strate in die hemel is van goud. Ag liewe Jesus, dit is nie dat oupa ondankbaar is nie, maar hy sal meer daarvan hou om in die veld tussen die voeltjies en die diere te bly. So asseblief, as ouma dalk nou daar in een van die blinkstrate bly, laat haar asseblief dadelik bos toe trek, want as oupa daar aankom, moet sy die huis vir hom reg hê. Ek dink ek het nou als gesê wat ek moes. Stuur hierdie 3 swentjies vir ouma. Ek lief jou ore 100, liewe Jesus. Groete, Lise Marie. Broers en susters, oor die teologie van die dogtertjie kan ons 'n hele synode sitting hou en die kerk laat skeer en te kere gaan. Ek wil vanoggend vir jou vra, is Jesus in jou lewe so werklik soos wat hy vir hierdie dogtertjie was? Sy moet seker nou al 'n bietjie groter wees. Is Jesus hierdie werklikheid in jou lewe dat jy met hom kan praat? Ek onthou ek was knap in die gemeente toe ek daar by die dienssentrum 'n diens gehou en terwyl ek in gebed is, het 'n gemeentesuster ingekom en sy's nogal belangrik, so sy het met die skare gepraat binne 1000 seemil van haar af en toe sê iemand van, die dominee bid, toe sê sy, ja, maar hy bid mos asof hy met die Here praat, nie soos iemand wat ordentlik kan bid nie. Sy het die jong dominee probeer 'n les leer. Dit was die ongelooflikste kompliment wat ek nog in hierdie gemeente gekry het. Want ek het met God gepraat, verseker. En God is 'n werklikheid. Ek wonder altyd as ek vir jou kan sê, jong, die Here is goed vir ons, kom ons bid. My seer geagte Vader wat in die hemel woon en my voor die aangesig laat verskyn in glans en glorie, ag boeman. Here, dis ek ou daar nie. Jy ken my mos. Hoor jy ken selfs my stem. Ek klink nie soos iemand anders nie. Broers en susters, glo jy dat Jesus Christus 'n werklikheid is? Dis die vraag. Glo jy dat hierdie God vandag kan verander? Glo jy dat ons hom kan vertrou en dat hy dit sal maak uitwerk? Dis al vraag wat jy hoef te antwoord vandag. Hierdie dogtertjie het in liewe Jesus geglo. Soos ek sê, ons kan haar teologie 'n bietjie polish. Is Jesus vir jou so werklik dat hy dalk in 2026 gaan terugkom? Dalk die 5de. Dalk die 4de, daar's nog 'n bietjie tyd oor, né? Of is Jesus 'n eendag? Soos volgende Kersfees. Ons weet hy gaan kom, ons is redelik seker daarvan, maar ons koop nog nie persente en beplan nog nie die spyskaart nie. Party mense het al gesê, volgende Kersfees eet ons nie weer so baie nie. Maar dis nou nie fyn beplanning nie, dis nie waarvan ek praat nie. Maak dit jou opgewonde om te dink dat Jesus Christus dalk vandag gaan terugkom aarde toe, om jou en my te kom haal. Raak dit jou genoeg dat jy vandag vir die Here gaan gee, of miskien ander dag? As ons net kan dink dat Jesus hierdie jaar gaan kom. Snaaks, dan verdwyn 'n klomp van ons vrese, né? Ek dink ons is bang om te lank vir die Here te gee. As ons weet hy gaan môre kom, gee almal vandag vol. Maar sê nou, dis eers volgende maand, dink aan al die pret wat ek gaan mis, omdat ek nou regtig gou halleluja voetjies gaan word. As dit is hoe jy dink, moenie hemel toe gaan nie, hoor, want is elke dag se ding daar blykbaar vir ewig.
As die kerk 1 uur per week vir jou te veel is, moet in hemelsnaam nie hemel toe wil gaan nie. Dit gaan vir jou die boringste plek wees ooit. Daar's warmer plekke om dan te kan gaan vakansie. Baie warmer, blykbaar. Jy sien, as ek glo dat Jesus Christus op pad terug is, dan kan ek my uitstrek na vorentoe. Dan kan ek moeite doen om daar te kom. Dan kan ek hardloop soos iemand wat nie wag om by die wenpaal te kom nie. Dan gooi ek die laste af, dan gooi ek die verlede af, dan gooi ek my droogmaak af en ek sê, ag Here, asseblief, help my om beter te wees vorentoe. Dan gooi ons sonde af, die mislukkings, die hartseer, want Jesus wag by die eindpunt. Maar dan moet jy dit glo. Dan moet dit nie 'n Sondagskoolstorie wees nie. Iemand het vir Diogenes gevra, jy's nou 'n ou man, hoekom rus jy nie van jou werk nie? Ons sê ook mos, ja, ek het baie jare die kerk gedien en nou sit jong mense se beurt. Iemand het basies dit vir Diogenes gevra, sê, hey man, jy het nou jou kant gebring. Toe sê hy, ek het die wedloop van die lewe gehardloop, sal ek nou stadiger gaan, omdat ek naby die einde is? Sal ek nie eerder nou vorentoe beer nie? Dis die vraag. Hoekom wil jy nou afslek? Hoekom wil jy nou spoed verloor? Hoekom wil jy nou die krane toedraai? En jy, my broer, my suster, hoe gaan jy 2026 hanteer? Mag God jou die genade gee om vorentoe te gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, by die begin van 2026 strek ek my hande uit tot U, die Almagtige en die Alwyse, wat van die begin af ook die einde sien. Here, nog voordat ek my op die nuwe en onbekende pad begewe, wil ek bely dat my tye is in U hande. Ek sal alleen veilig wees as ek naby U bly. En ek kan net voorspoedig wees as ek gedurig aan die Vaderhand vashou. U is my God, wat ek ken deur Jesus Christus my verlosser. En aan U vertrou ek myself toe vir die onbekende toekoms. As U my sterk maak en my naby aan U hou, Here, het ek die moed om vorentoe te kyk en die pad wat voor lê aan te durf. Natuurlik is ek onseker oor wat oor my pad mag kom in 2026. Maar ek is wel doodseker, wat ook al gebeur, U sal my nooit alleen los nie. En niks, nie teenwoordige en ook nie toekomende dinge, sal my kan skei van die liefde van Christus nie. As ek dan in hierdie jaar droefheid sou beleef, en ek nie kan verstaan waarom of begryp waartoe nie, gee my dan die genade om tog die lewe te ontmoet, met die moed dat U aan my kant is. En as onverwagte moeilikhede my oorval, gee my die krag om my skouer onder elke las wat die lewe my oplê in te sit, en nie in te gee onder die gewig daarvan nie. Here, as daar dinge gebeur wat ek moet hanteer, help my om helder daaroor te dink, en met insig wat van U afkom, met sekerheid op te tree, of met geduld te wag as die tyd nog nie U tyd geword het nie. Here, laat my in alle gevalle vra vir U leiding, en help my dan om daardie leiding getrou te volg. As daar sukses op my wag vorentoe, hou U my tog nederig en bewaar my van hoogmoed of sondige eie roem. En as teleurstelling en mislukking my deel sal wees, bewaar my van mismoedigheid en wanhoop, sodat ek nie begin twyfel en hoop verloor, sodat ek ophou probeer nie. As my drome bewaarheid word en my ambisie verwerklik word, of as ek gefrustreerd word en my verwagtinge tot stof en as word in my hande, wat ook al gebeur, hou my in U liefde vas, en laat my glo en vertrou dat U die beste weet, en dat al U beskikkinge uiteindelik vir my ten goeie sal meewerk. Laat my dan, Vader, die nuwe jaar tegemoet gaan met moed en geloof, en die ongesiene toekoms met blydskap begroet sonder vrees. Laat my 'n blymoedige mens wees op die nuwe pad, met die vlam van hoop helder in my hart, en die glans van dankbaarheid op my gelaat. Gee my die genade om in liefde te wandel, om alle bitterheid te vermy en om gou te wees om te vergewe en van ander vergifnis te vra. Maak my in my diens oorvloedig en in my dagtaak gelukkig,
sodat ek my vreugde daarin sal vind, as ek goed doen en dien. Maak my getrou en betroubaar, sodat ek my woord gestand doen, my beloftes nie verbreek nie, en nooit sal wees, of nooit oneerlik sal wees in woord of daad nie, veral nie teenoor hulle wat my liefhet en wat my vertrou nie. Laat dit 'n jaar wees waarin ek dien, Here, nie net vir U nie, maar ook my medemens. 'n jaar waarin ek my nie sal hoef te skaam oor die wyse waarop ek my van my verantwoordelikhede gekwyt het nie. Ek loop hierdie paadjie maar eenmal. Help my om dit so te loop, dat ek in U oë regverdig sal staan. So aanvaar ek die nuwe pad en die nuwe geleenthede wat U voor my stel, met dankbaarheid en blymoedigheid en vertroue. Laat dit 'n jaar wees vir U deurgebring en vir my medemens vrugbaar. Laat geloof, hoop en liefde die grondslag en kenmerk wees van alles wat ek onderneem, as ook die gesindheid waarin ek die toekoms tegemoet gaan. Laat ek die vrugte dra wat getuig daarvan dat U Gees in my leef. Hou my gelowig en help my om kinderlik te vertrou op die genade wat daar vir sondaars in Christus Jesus is. Maak my diensbaar, Vader, maak my wakend, bidend, elke dag van die nuwe jaar. En Vader, as dit my laaste jaar sal wees, laat dit my beste wees. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Hemelvader, U is 'n goeie God. U was gister goed vir ons. U is vandag goed vir ons en ons glo U sal in môre wees wat dit natuurlik goed sal maak. En daarom wil ons vir U dankie sê. Dankie vir 'n goeie rekord waaraan ons tog kan vashou, maar nie so vas dat dit ons terughou nie. Maar dat juis ons krag is vir vorentoe, vir vandag en vir môre. Want U is ons God. U is ons Vader. U sorg beter as enige aardse vader. Juis daarom vanoggend 'n offer om vir U te kom sê, dankie Here. Amen. Ons slotsang dan, in die hemel is die Heer soos op die bord, maar die Here is nie op die bord nie, hy is in die hemel en op aarde, maar kom ons sluit af met in die hemel is die Heer. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En na U is die mag en die heerlikheid en krag, en na U is die eer en die lof van U regeer. U regeer.
sy sieraad en die wilde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer boven soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. Geliefde van God, mag jy in die jaar 2026 vrede hê. Mag jy God vertrou dat jy presies is waar jy bedoel is om te wees. Mag jy nooit vergeet van die oneindige moontlikhede wat uit jou geloof gebore word nie. Mag jy jou gawes gebruik en die liefde leef wat aan jou gegee is. Mag jy vreugde vind in die wete dat jy 'n kind van God is. Mag God se teenwoordigheid jou lewe vol maak. En mag jou siel van vryheid sing, dans, loof en lief hê. Mag God se wil in jou lewe sigbaar wees, en mag jy die vrug van die Heilige Gees dra, nou en vir altyd. Amen.